Daar was 'n man met die naam Jakes en sy vrou Martha. Elke jaar het hierdie twee saam skou toe gegaan. En elke jaar by die skou is daar 'n vliegtyg wat in die veld staan en jy kan in hierdie vliegtyg vlieg vir net R100 per persoon. Elke jaar staan Jakes by die vliegtyg en dink, ag ek wil so graag met hierdie vliegtyg kan vlieg. Dan sê hy dit vir Martha en Martha sê elke keer vir Jakes dieselfde ding. Nee Jakes, dit kos R100 en R100 is R100. So het hulle elke keer teruggekom, jaar na jaar, dieselfde gesprek, daar tussen die pannekoekstalletjies en die lewendige musiek. Nee Jakes, dit kos R100 en R100 is R100. Toe 1 jaar by die skou sê Jakes vir Martha, Martha, ek is nou 71 jaar oud. As ek nie nou saam met hierdie ou gaan vlieg nie, dan gaan ek dit nooit doen nie. Martha sê, nee Jakes, dit kos R100 en R100 is R100. Die vlieënier hoor toe hierdie hele gesprek en kom by Jakes en sê, oom, ek sien oom het 'n probleem. Kom ek help. Ek vat julle twee in hierdie vliegtyg en as julle in hierdie hele vlug nie 'n woord sê nie, dan kan julle verniet vlieg. Maar as een van julle iets sê, dan moet julle elkeen R100 betaal. Jakes en Martha kyk vir mekaar. Dis 'n deal. Hulle klim in, engine start, die stof waai, hulle styg op, hoog bo die mielielande. Toe besluit die vlieënier, dis tyd om hierdie tweeetjies aan die praat te kry. So hy duik skielik met die vliegtyg. Hy draai, hy rol die vliegtyg onderste bo en niks, nie 'n woord nie. Hy probeer harder, styler draaie, willer duike, nog steeds niks. Toe hulle land, draai die vlieënier om, kyk vir oom Jakes en sê, oom, ek is baie beïndruk. Ek het alles probeer om oom te laat skree, maar oom het nie 'n woord gesê nie. Jakes sê, ja, ek wou iets sê, maar toe Martha by die eerste rol uit die vliegtyg val, het ek geweet, R100 is R100. Ons is besig met 'n reeks, die onderste bo koninkryk. Die vraag, hoekom 'n onderste bo koninkryk? Handelinge 17, dan lees ons Paulus en Silas kom in Thessalonika. En toe hulle in Thessalonika kom, toe verkondig hulle die evangelie en duisende mense kom tot bekering. En dan sê die mense in daardie stad die ongelooflikste beskrywing van hierdie Christene. Dit sê in Handelinge 17 vers 6. These that have turned the world upside down also came here. Die mense wat die wêreld onderste bo keer, het hier aangekom. Want die koninkryk van God lyk baie keer onderste bo. Die koninkryk van God lyk teenoorgestelde van die wêreld. Die wêreld sê, jy is die belangrikste. Jesus sê, jy moet die minste wees. Die wêreld sê, jy moet eerste kom. Jesus sê, wie laaste is, sal eerste wees. Die wêreld sê, fight vir jouself. Jesus sê, verloor jou lewe. Alles in die koninkryk van God is eintlik onderste bo. En vandag gaan ons oor 'n area gesels wat ek dink die meeste onderste bo is. Wat glad nie sin maak volgens dit wat die wêreld sê nie. Ek dink 'n area wat 'n klomp van ons baie naby die hart is. Vandag praat ons oor geld.
Kan ek gou eerlik vra en ek wil hê jy moet jou hand opsteek? Wie van julle raak ongemaklik as die dominee oor geld begin preek? Steek gou jou hand op. Ons kan nou maar eerlik wees, anders sal ons volgende week oor eerlikheid dalk preek, nê. Nee. So kan ons gou sien wie raak so 'n bietjie ongemaklik as die dominee oor geld preek? Ag, wonderlik, nie een van julle is ongemaklik nie. Julle hou net aan julle beursie vas, maar jy is nie ongemaklik nie. Dit herinner my aan die predikant wat een Sondag in sy preek vir die gemeente gesê het: Gemeente, ons moet eers kruip voor ons kan loop. En die gemeente antwoord hardop: Laat ons kruip, dominee, laat ons kruip. Toe sê hy: Ons moet loop voor ons kan draf. Die gemeente sê: Laat ons loop, dominee, laat ons loop. Toe sê hy: En ons moet eers draf voor ons kan hardloop. Die gemeente roep uit: Laat ons draf, dominee, laat ons draf. En toe sluit hy af om te sê: En voor ons kan hardloop, moet ons gee. Toe bly almal doodstil. Daar's 'n oomie so agter in die kerk wat skree: Laat ons kruip, dominee, laat ons kruip. Wanneer mens die woord geld en kerk in dieselfde sin sit, dan raak ons baie keer nogal ongemaklik. Party mense raak agterdogtig. En ek weet daar's sommige mense wat dink, wat wil die kerk nou weer hê? En ek verstaan dat mense so voel, en is eintlik vir my baie hartseer dat mense, en veral binne in die NG Kerk, vir jare hierdie negatiewe beeld gekry het as dit kom by kerk en geld. Daar's mense wat voel dat die kerk altyd geld kort, altyd geld vra, en mense laat skuldig voel omdat hulle nie genoeg gee nie. Party mense het selfs die indruk gekry dat die kerk meer belangstel in hulle geld as in hulle lewe. En ek wil baie duidelik sê, ek dink nie jy moet my verkeerd verstaan nie. Die kerk het geld nodig om te oorleef en om werksaam te wees in die koninkryk van God. Maar ek wil regtig vandag vir jou jammer sê, as jy die indruk gekry het dat die kerk net in jou geld belangstel. So ek wil sommer in die begin 'n paar dinge duidelik maak. Niemand in erfdeel sal jou ooit dwing om iets te gee nie. Daar's nie 'n verskuilde agenda met hierdie preek nie. En ek wil ook nie druk op jou plaas om te gee nie. My hart as predikant en as herder van hierdie gemeente is eenvoudig. Ek wil jou help om Jesus te volg so getrou as moontlik. Dit sluit jou geestelike lewe in, dit sluit jou verhoudings in, dit sluit jou werk in, dit sluit jou tyd in, ook jou finansies. Ons kan nie maak asof geld los staan van ons verhouding met die Here nie. Want finansies beïnvloed ons hele lewe. Ons huwelike, ons gesinne, ons vriendskappe, ons stresvlakke. Dit beïnvloed besluite wat ons neem, dit beïnvloed die werk wat ons doen. Geld speel 'n rol. Die vraag: hoe behoort 'n volgeling van Jesus dan oor geld te dink? Wat leer Jesus ons oor ons finansies? Een ding kan ek jou beloof, die een ding wat hy ons leer is, dis onderste bo. Weet jy dat Jesus meer oor geld praat as oor die hemel? Weet jy dat die helfte van sy gelykenisse wat hy vertel het, gaan oor geld of besittings? In die Bybel is daar so 500 teksverse oor gebed. Daar's minder as 500 oor geloof. Daar's meer as 2000 oor geld. Dis nogal 'n belangrike kwessie vir die Here, en daarom moet dit vir ons as Christene, as volgelinge van Jesus ook belangrik wees. Matteus 6:21 is een van die eerste goed wat Jesus sê oor geld. Dan sê hy: waar jou skat is, waar jou geld is, daar sal jou hart ook wees. Vriende, jy kan vir mense baie wegsteek, maar jou bankstaat gaan nogal baie vertel oor dit wat in jou hart aangaan. Ek het nou vergeet om my goed by Tannie te kry. Kom, ek wil gou vra, as ek
moet vra, ek soek R1000. Wie sal vir my gee? Ag, dankie oom, kan maar bring oom Piet. Bring maar. O, nie nou nie. Môre. OK. Mariska, as ek vir jou R1000 gee en ek vra, gee dit vir my terug. Dis maklik. Ja. As jy gee vir my R1000 van jou geld, is dit maklik. Rarig. OK, maar dan moet jy maar bring. Vriende, die realiteit is, wanneer ons gee, wanneer iemand anders vir my dit gegee het, sê nou ek vra vir Mariska, hier's vir jou R1000. En dan 'n vraag, kan ek dit terugkry? Dan is dit baie maklik. Maar wanneer ek sê, gee vir my van jou eie geld, dan is dit nie so maklik nie. Want Mariska weet, die geld wat ek vir haar gegee het, behoort eintlik nie aan haar nie, daarom kan sy dit maar teruggee. Maar wanneer ek van my eie moet gee, dan was dit mos nou myne. En dan is dit nie so maklik om dit te gee nie. En dit, dink ek, is die ding wat die koninkryk van God onderste bo maak as dit kom by ons finansies. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar dan sê ek dit nou weer vir jou. Alles wat jy het, insluitend jou finansies, is presies soos die voorbeeld van die R1000. Dit behoort eintlik nie aan jou nie. Psalm 24 vers 1 sê die aarde en alles wat daarop is, hoor jy die woordjie alles, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. So met ander woorde, jou bankrekening behoort aan. Hoekom is dit dan so moeilik vir ons om enigiets te gee? Maar dit behoort nie eintlik mos aan my nie. Dit is eintlik die Here se. En ek dink die ou wat dit die beste beskryf is Dawid. So Dawid kom en dan maak hy 'n offerhande of 'n dankoffer bymekaar vir die bou van die tempel. Hy wil die tempel laat bou. Hy sê vir die volk, bring julle goud en silwer, julle geld, ek wil die tempel bou. En hy kry een van die grootste dankoffers of offergawers in die geskiedenis van Israel. En dan sê hy die volgende woorde: Wees ek en wees my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring. Alles kom tog van U af. En ons gee aan U wat ons van U ontvang het. Wat 'n ongelooflike beeld is dit nie, dat Dawid kom en sê, Here, kyk hierdie ongelooflike offergawe. En dan sê hy, maar wie's ons om eintlik iets hiervan vir U te gee? Want ons het dit alles net by U gekry. Dawid staan en sê, hierdie R1000 is maklik om te gee, want dit behoort nie eintlik aan my nie. Dawid sê, Here, om 'n offergawe te bring, is eintlik nie vir my moeilik nie. Want ek gee terug wat ek in elk geval net van U ontvang het. Die Bybelse woord daarvoor is rentmeesterskap. Dit beteken eenvoudig, ek is nie die eienaar nie, ek is 'n bestuurder van iemand anders se goed. Jesus self sê in Lukas 16 vers 11 tot 12, If then you have not been faithful in handling worldly wealth, how can you be trusted with true wealth? Hoorie wat sê hy, en hy praat oor geld in hierdie hoofstuk. Hy sê, and if you have not been faithful with what belongs to someone else, who will give to you what belongs to you? Hoorie wat sê as hy sê, elke sent wat ek en jy op ons naam het, belongs to someone else. Dit behoort nie aan jou nie. Jou bankrekening, volgens Jesus, is net iets wat aan jou toevertrou is. Dis nie joune nie. So die vraag is nie, hoeveel geld het jy nie? Die vraag is, hoe bestuur jy God se geld?
En hierdie is nie 'n skuldig maak ding nie, want ek het heel eerste voor die Here gaan sit. Dis nodig dat ek en jy vandag net weer die waarheid hoor, nie wat Leroy sê nie, wat God sê in sy woord. Martin Luther het gesê, daar's 3 bekerings nodig in ons lewe. Hy sê ons hart moet tot bekering kom, hy sê ons verstand moet tot bekering kom, en dan sê hy ons beursie moet tot bekering kom. 'n Klomp van ons ken Jesus in ons hart en in ons verstand, maar ek dink nie ons beursie het hom al ontmoet nie. Ons wandelteks, 2 Korintiërs 9. Voor ons dit gaan lees, net so 'n bietjie agtergrond. Dis eintlik so 'n ongelooflike gedeelte. Ek wil jou regtig uitnooi gaan lees 2 Korintiërs 8 en 2 Korintiërs 9. Dis ongelooflik wat daar gebeur. So agtergrond, daar was groot hongersnood in Jerusalem. En die gelowiges in Jerusalem het regtig swaar gekry. So wat gebeur is, Paulus reis van gemeente tot gemeente en hy maak 'n offergawe bymekaar vir hierdie mense in Jerusalem wat swaar kry. OK, so net weer, die gemeente in Jerusalem kry baie swaar. Paulus reis van gemeente tot gemeente en dan gaan kry hy 'n offergawe vir hierdie mense wat swaar kry. En dan in hoofstuk 8 vertel Paulus vir die gemeente in Korinte van die gemeente in Macedonië. Hy sê hierdie gemeente in Macedonië was brandarm. Hierdie ouens het self swaar gekry. En dan sê 2 Korintiërs 8 vers 2 tot 4. Dis as Paulus nou vertel van die gemeente wat swaar kry. Hy was soontoe, hoor net gou, daai gemeente kry self swaar, hy gaan nog steeds na hulle toe om 'n offergawe by hulle te kry. So hy vertel wat gebeur. Hy sê al was hulle swaar bedroef deur verdrukking, was hulle blydskap oorvloedig. Al was hulle baie arm, hulle was ryk in vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, bo hulle vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Die Nuwe Lewende Vertaling is ongelooflik, dis die onderste bo koninkryk van God. Hierdie gemeente wat swaar kry, hierdie mense wat onder ongelooflike finansiële druk was, sê, met groot aandrang, het hulle ons gesmeek om te mag deelneem aan hierdie liefdeswerk. Ek dink die grootste onderste bo koninkryk van God is om te sê, het jy al ooit gedink dat jy God moet smeek, dat jy hierdie gemeente moet smeek om te mag bydra? Hoe ongelooflik onderste bo is dit? Dat wanneer ek gee, ek eintlik smeek ek wil. Nie sê ja, ag, hulle soek nou net alweer. Hierdie gemeente, hierdie mense wat self nie baie gehad het nie, het gesmeek om 'n bydrae te maak. Dalk sit jy hier en dink, Dominee, hierdie preek is nie vir my nie. Die preek is vir mense met baie geld. Want wanneer jy baie geld het, dan kan jy mos baie vrygewig wees. Ek kan nie regtig gee nie, want my geld sal nie regtig 'n verskil maak nie. Maar kyk wat gebruik Paulus as 'n voorbeeld toe hy by hierdie gemeente kom. Hy begin nie by die rykste gemeente nie. Hy praat van gemeentes wat swaar gekry het. Hy praat van Macedonië. Want hierdie ouens het nie gegee omdat hulle baie geld gehad het nie. Hulle het gegee omdat hulle verstaan het dat vrygewigheid begin in jou hart. Jesus verduidelik dit, julle ken die storie baie mooi. Toe hy by die tempel kom en hy sien die offerkis en hy sien hoe mense baie geld ingooi en dan kom daar 'n vrou, 'n weduwee wat arm was. Sy gooi net 2 muntstukke in. En dan sê Jesus, hierdie vrou het die meeste van almal gegee. Want ryk mense gee uit oorvloed. Die weduwee gee uit haar tekort. Want dit kom uit haar hart uit. Hier het ek nou NB geskryf, wat beteken jy moet ook luister. Baie goed.
Vir een persoon is R10 baie vrygewig. Vir 'n ander persoon is R100 baie vrygewig. Vir 'n ander ou is R10.000 baie vrygewig. Die vraag is nie, wat is die bedrag nie. Die vraag is my hand oop? Gee ek uit my hart uit? Kan die Here deur my iets na iemand anders toe laat vloei? En ons dink vrygewigheid begin wanneer ek genoeg het. Die probleem is, genoeg is 'n plek waar baie min van ons ooit uitkom. Sodra my salaris meer word my lewensstandaard groter en daardie een dag sal ek gee, skuif dit bietjie verder weg. Daarom wil ek vir jou vra, deel wat die Here nou vir jou gee en nou op jou hart druk. Ons teks, 2 Korintiërs 9. As jy jou Bybel het, asseblief lees saam met my, dat jy sien, dis nie ek wat dit sê nie, dis die Bybel wat dit sê. So as jy jou Bybel het, lees asseblief saam 2 Korintiërs 9. Begin in vers 6, die teks wat my nogal aangeraak het as dit kom by finansies en ons geld. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes. Wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy in sy hart voorgenem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg, hoor mooi, dat God gedank word. Kan ek daai sinnetjie weer lees, want ek dink dit is so belangrik. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God bedank word. Hoor jy wat doen vrygewigheid? Dit maak dat God gedank word. Die eerste ding wat my gevang het in hierdie gedeelte, is dat ek en jy nie moet gee nie, ons mag gee. 1 Korintiërs 9 vers 7 sê, elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie met teensin of uit dwang nie. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar jy hoef nooit van jou geld vir enigiemand te gee nie. Jy gaan nie gered word, omdat jy jou geld weggee nie. Ons word uit genade gered en genade alleen. Maar wanneer God se genade regtig in jou hart inkom, sal die gevolg wees dat jou beursie oopgaan. Ons gee nie om gered te word nie, ons gee omdat ons gered is. Hoor jy dit? God dwing niemand nie, want hy wil hê jy moet met blydskap gee. Van julle wat nuwe lidmate by ons is, dalk van julle wat al lank lidmate by ons is, dis een van die redes hoekom ons by Erfdeel nie meer tydens die erediens of na die diens 'n kollektebordjie of sakkie omstuur van persoon tot persoon. Ons het houers by die deure gesit, jy kan 'n bydrae daarin sit, as jy wil, as jy nie wil nie, is dit oukei. Niemand hou jou dop nie, niemand wag vir jou en kyk of jy iets gaan ingooi nie. Dis tussen jou en die Here. Ons wil nie hê jy moet gee omdat daar nou een of ander sakkie by jou uitkom en jy ongemaklik voel omdat die persoon langs jou vir jou kyk en hy of sy weet wat se werk jy doen en nou gooi jy net R10 uit. Ons wil nie 'n sakkie by jou laat omkom en jy moet nou skielik krap in jou beursie en skuldig voel omdat jy nie geld gebring het. Ons wil hê jy moet gee omdat die Here jou oortuig om te gee. Omdat jy dankbaar is, omdat jy die Here vertrou
en omdat jy met vreugde wil deel wees van wat God in erfdeel en in ons gemeenskap doen. Wanneer jy iets by die deur ingooi, wanneer jy elektroniese betaling maak, wanneer jy 'n debietorder teken, moet dit nie wees omdat die kerk jou dwing nie. Dit moet wees omdat jy in jou hart voor die Here dit besluit het. Dit moet wees omdat ek gesê het, Here, alles wat ek in elk geval het, kom van U af. En daarom kan ek met vreugde iets daarvan teruggee. Dis nie 'n plig nie, hoor hierso, dis 'n voorreg. Besef jy dat dit 'n voorreg is om te kan gee wat God vir jou gee? Die Macedoniërs het dit verstaan, en daarom het hulle gesmeek om te mag bydra. Want hulle het geweet, daar's vreugde aan dit gekoppel. Dis 'n voorreg om te mag gee, en vir solank as wat mense gedwing word, en mense was vir lank gedwing, wil ek vandag vir jou sê, niemand dwing jou nie. Dis jou voorreg. Jesus het self gesê, Handelinge 20:35, om te gee maak mens gelukkiger as om te ontvang. En as jy wonder of dit regtig waar is, net so pause nou tussen, kan ek gou sien, wie van julle het klein kinders? Steek gou julle hande op. OK. Wat is een van die lekkerste dele van Kersfees? Ja, die eet, obviously, en dan geskenke. Maar nie dit wat jy kry nie, dit wat jou kinders of jou kleinkinders oopmaak. Julle wat oumas en oupas is, weet die vreugde om vir Kersfees vir jou kleinkind 'n geskenk te gee. En te sien hoe daai kind daai geskenk oopmaak. As jy nie weet hoe dit lyk nie, dan kyk gou hier. No, it's not. Yes! Go hug him! Jacob! These are dog toys. Oh, are you serious? They're dog toys? Are these dog toys? Oh my gosh. I'm so sorry, bud. I guess you need a dog. Happy birthday. Oh my gosh! I'm gonna cry. It's okay. That's what I went shopping once. No, it's not fake. It's brand new. No, it's not. It's Nuh-uh, you did not buy it. It's Nuh-uh. brand new. Oh, yep. It's not refurbished either. That's brand new, bruh. Why? You weren't supposed to buy us a lot! Dad. Thank you. Oh, but. We're going to the Chiefs game today. Oh my god. Love you. Dis nie my skrip nou nie, maar ek wil net sê, dat besef jy jou vrygewigheid maak dat daai kinders soos hulle reageer teenoor hulle ouers, dat mense so reageer teenoor God. Daar mense is wat smeek vir uitkoms en jy sit met die vermoë om 'n verskil te maak in daai mense se lewe. Sodat soos daai kinders reageer, mense teenoor God kan reageer. Julle vrygewigheid maak dat mense God dank. En wanneer jy nie is nie, is daar baie mense wat oor dit uitmis. Om te gee maak mens gelukkiger as om te ontvang. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, God het 'n blymoedige gewer lief. Die woordjie blymoedig is in Grieks hilaros, en dis waar ons in Engels die woord hilarious vandaan kry. So wanneer God sê, hy het 'n blymoedige gewer lief, dan sê hy het mense lief wat eintlik lag as hulle gee. En ek weet nie wanneer laas het jy iets in daai kussie dalk gegooi, of iets in 'n bankrekening inbetaal, en gelag van blydskap en nie van trane nie.
Daarom sê die Message vertaling dit so mooi, dit sê, God loves it when the giver delights in the giving. Die Passion vertaling, wanneer hulle oor hierdie hoofstuk skryf, dan is die opskrif van die gedeelte hilarious generosity. Dit sê in die Passion, let it spring up freely from the joy of giving, all because God loves hilarious generosity. Wanneer ons met vreugde gee. Baie mense in dominees sê, jy moet so gee dat dit jou seer maak. Ek dink dis baie onbybels. Ek dink dit moet jou seer maak wanneer jy ophou gee. En ek kan vandag vir jou sê, as jy nie besef dat dit wat jy het, elke sent wat jy het, eintlik aan God behoort nie, gaan elke dankoffer vir jou 'n verlies wees, gaan elke keer as jy vir iemand anders iets gee, 'n verlies wees, al wanneer jy ooit vreugde kan beleef om vir iemand anders te gee, is wanneer jy besef, hierdie behoort anyway nie aan my nie. Totdat jy nie tot daai besef kom nie. Totdat jy nie besef dat dit wat ek het is in elk geval alles God se nie. Gaan ek nooit hierdie hilarious generosity beleef nie. Die tweede ding is die beeld wat Paulus kies as hy oor finansies praat. Hy sê in 2 Korintiërs 9 vers 6, wie karig saai sal karig oes, wie volop saai sal volop oes. Ek het so 'n paar boere gesien toe ek inkom, en hierdie teks is nou spesiaal vir julle, want ek weet nie of jy al ooit 'n boer gesien het, wat besluit om net 10% van sy saad te gaan saai nie. Obviously doen hulle dit nie. Wanneer dit planttyd is, dan saai jy soveel as wat jy kan. En ek het nog nooit 'n boer gesien wat staan en huil wanneer hy die saad in die grond sit nie. Hy het liewer 'n verwagting van die oes wat kom. Want hy weet, dit wat ek saai is nie 'n verlies nie. Dis eintlik net 'n belegging. Potensiaal. Hy weet, hy gooi dit nie weg nie, hy belê dit. En net so vriende is die saad wat ek en jy saai, 'n belegging in God se koninkryk. Daar's 'n ongelooflike belofte, 2 Korintiërs 9 vers 10, die Living Bible wat sê, God will give you more and more seed to plant and make it grow so that you can give away more and more fruit of your harvest. Hoor jy hoekom gee die Here vir jou baie, sodat jy meer en meer daarvan kan weggee? Hoekom gee God vir jou meer saad? Sodat jy meer kan saai. Nie dat jy meer kan hê nie, dat jy meer kan weggee. Vers 8 van 2 Korintiërs 9 sê, God gee altyd van alles, God gee vir jou altyd van alles, dat jy genoeg kan hê en volop kan bydra. Hoor jy hoekom het jy van alles genoeg? Sodat jy volop kan bydra. Vers 11, hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te wees. Hoekom seën die Here jou? Want ons koppel baie keer mos maar seën aan ons finansies of ons besittings. Kom gee die Here vir jou, sodat jy kan weggee. Nou moet ek jou waarsku. Daar's dominees wat graag, en predikers daar buite, wat graag hierdie verse so 'n bietjie misbruik en sê, as jy vir die Here R100 gee, dan moet die Here vir jou R1000 teruggee. So asof God een of ander beleggingsskema is, waarin ons moet belê. God beloof nie dat as jy R100 gee, jy R1000 gaan terugkry in jou rekening. Hy beloof eintlik iets baie groter as dit. Wanneer jy vrygewig is, wanneer jy in iemand se behoefte aanspreek, eerstens maak God jou hart los van geld, maar die groter ding is God word verheerlik. Ek wil dit weer sê, dink daaraan
Deur jou vrygewigheid kan iemand se gebed beantwoord word. Hulle geloof in God groei. En vriende, wat kan meer belonend as dit wees? Om te besef dat iemand God prys as gevolg van my vrygewigheid. Wat hulle nooit eers weet is jy. So, wat is die filter? Daarmee wil ek afsluit. Wat is die filter waarmee ons elke besluit, finansiële besluit moet neem? Die antwoord is baie eenvoudig. Alles behoort aan God, daarom wil ek hom met alles eer. Baie Christene, dalk is daar van julle wat geleer het, om 10% vir God te gee, die ander 90% is all yours. Die hartseer is, 'n klomp mense gee nie eers 10% nie, wat nog van 100%. Maar, in die Bybel word ons anders uitgedaag as dit kom by ons geld. Die vraag is nie net, wat moet ek met my 10% doen nie. Die vraag is, wat moet ek met my 100% doen? Want alles behoort aan God, dis nie myne nie. 10% is nie die eindbestemming nie, dis eintlik maar net die begin. Dit herinner jou net, dat dit wat ek het is God se. Dink so daaraan. Dink ek leen oom Callie my kar vir oom en oom stamp hom. Dan gelukkig het oom die wiel reggemaak en vir my die kar teruggegee en gesê ek het daarom na so 10% van jou kar gekyk. Dis mos genoeg. Dink as iemand hulle kar vir jou leen, wat gaan jy doen? Jy gaan die hele kar oppas. Want jy besef is nie my kar nie. Hoekom is dit dan vir ons so moeilik om te verstaan dat ons finansies presies dieselfde werk? Ek kan nie die kar wil vat en net 10% daarvan wil oppas en sê, ag nee wat, die ander 90% is mos nie myne nie. Ek hoef daarna te kyk nie. God sê, die woord sê, alles behoort aan hom. En omdat alles aan God behoort, moet ons elke manier hoe ons dit wat aan hom behoort spandeer, moet hom eer. En vir God vra, hoe moet ek gee, hoe moet ek spaar, hoe moet ek bestee, hoe moet ek skuld aangaan, hoe moet ek my werkers betaal, hoe moet ek vir my gesin sorg, hoe moet ek mense in nood help, want al daai goeders wys of die Here is my Here of hy's nie. Ek weet dit klink harsh. So ons kan vandag dalk begin en dalk moet ons die volgende gebed bid. Dalk moet ons vra, Here, wys my om U te eer met alles wat ek het. Nie net met dit wat oorbly nie, nie net met dit wat so 'n bietjie oorvloed is nie, maar alles. Wys my hoe kan ek U eer, nie net met die deel wat ek op 'n Sondag gee nie. Nie net met 'n sekere persentasie nie, maar met alles. Here, wys my hoe kan ek U eer met elke sent wat ek kry, elke sent wat ek uitgee. Help my om U te eer met elke besluit wat ek moet neem, of dit regtig nodig is of nie. Of wanneer iemand anders in nood is. Of wanneer die gemeente iets vra. Help my om elke sent wat ek het so te bestuur, dat ek U daarmee kan eer. Kom ons bid saam. Here, ek weet, 'n klomp van ons en ek heel eerste in die lei, maak baie foute as dit kom by ons finansies. Want Here, ons het hier die idee dat ek het hard gewerk vir wat ek het en daarom is dit myne. Help ons om vandag te besef, Here, dat alles wat ons het, ook ons huis, ons kar, ons plaas, ons pensioen, alles behoort aan U. En help ons, Here, om so te leef dat ons U met dit alles sal eer. Om U eerste te stel, ook in ons finansies. Dat U deur dit wat ons gee en hoe ons gee ook die eer sal kry. In Jesus se naam.